Goeienaand broers en susters, ek groet julle weer in daardie wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Ons is so dankbaar om in die huis van die Here weer te wees vanaand en soos wat Dawid sê, ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons in die huis van die Here ingaan. So dit is so wonderlik as ons die voorreg het, Here, dat ons in die huis van die Here kan ingaan vanaand en dat ons die woorde van God kan hoor en dat die Here ons kan aanraak, vir ons verlossing gee, dat hy ons lewens kan aanraak om ons te versterk in die geloof. Want ons weet dat niemand kan geloof hê en weet wat hulle wil doen of waarheen hulle wil gaan tensy hulle iets het om 'n gedagte of 'n geloof op te baseer nie. Daarom weet ons dat die skrif Jesus aan ons geopenbaar het in hierdie laaste dae en die toestand van die tyd wat ons so kan sien. Dit moet ons nog meer na die woord van God toe gaan, om te gaan kyk wat al die wonderlike dinge wat God vir ons geskryf het, dat dit vir ons is, en dat ons dit kan manifesteer. En broers en susters, ons is verantwoordelik om God se woord tot vorentoe te bring. Ons kan dit nie maak dat ander mense dit glo of aanvaar nie, ons kan dit net bring na die kinders van die Here toe, en dat hulle dit sal glo, en dat die Here hulle harte sal sag maak. En ons weet dat ons is gered deur genade en deur geloof, want ons weet, jy weet, maak nie saak wat se denominasie of waar jy gaan of na wie jy kyk nie, daardie denominasie kan jou nie red nie. As jy 'n Katoliek is, dis wonderlik, maar dit gaan jou nie verlossing gee nie. As jy 'n Baptist is, wonderlik. Moenie net nie staat maak op die Baptistekerk nie, moenie op staat maak op die Pinkster nie. Maak nie saak op wat se denominasie, want daar's soveel daar buite, jy weet, daar's seker dalk 1000 of meer met verskillende denominasie met hulle name en goeters nie, maar wat ek wil vir julle sê, broers en susters, ons moet fokus op God se woord, want ons weet deur geloof is ons gered en dit deur genade, en ons gaan altyd terug na God se woord toe. En ons weet dat die Here werk met die individu. Dit is 'n persoonlike verhouding wat ons het met ons dierbare Here Jesus Christus. Dit is wonderlik wat ook al mense kan sê, maar dit is op die einde van die dag, hoe is jou verhouding met God? Baie kan sê, jy weet, waar ons president Ramaphosa is, jy weet, almal ken Ramaphosa en jy weet waar mense hom sien op TV of jy sien hom in die koerante of op telefone, op sosiale media en almal weet van hom. Maar die groot vraag is, weet hy van jou? Jy weet, en dit is dieselfde, broers en susters. Baie mense sê hulle glo in Jesus Christus en hulle volg God se woord en hulle sien dit op sosiale media en hulle sien dit verskillende kerke oralste in die land. Jy weet, almal weet van Jesus Christus, maar die groot ding is, het jy 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus, wanneer jy hom iets vra, dat hy jou sal help, dat hy vir jou sal onderneem, dat hy vir jou die verlossing sal gee wat jy nodig het, dat hy die geloof sal vir jou gee, dat as wanneer jy siek is, dat jy genees sal word, wanneer jy deur struikelblokke gaan in jou lewe, dat hy vir jou daai geloof sal gee, om meer as 'n oorwinnaar te wees, want dit is wat God vir jou kan doen. Hy het vir ons daai vryheid gegee, hy het vir ons daai vreugde en liefde gegee, dat ons hom kan aanbid vanaand, broers en susters. Ons moet net glo dat ons weet, dat God is in sy woord en hy is in ons, sodat ons enigiets kan vra en hy sal dit vir ons gee. En broers en susters, vanaand wil ek 'n wonderlike boodskap na julle toe bring deur God se genade en die boodskap se naam is die openbaring van Jesus Christus. En hoekom dit so belangrik is dat ons weet wie Jesus Christus is, want ons help nie ons aanbid 'n God wat ons nie ken nie, broers en susters. Ons moet weet wie hy is en wat hy beteken vir jou en vir my. Want ons gaan een van die dae, elke een van ons voor daardie deur staan, voor die dood. Dan moet ons weet in wie ons geglo het. Ons moet weet aan waar ons staan, wat se fondasie het jy gebou op hierdie wêreld? Het jy agter rykdom gegaan, agter populariteit, of agter vrouens aan, of aan sonde, of wat het jy gedoen vir die koninkryk van God? Het jy God se woord geglo? Het jy gehoor wat hy gesê het? Het jy hom gevolg soos wat ons laasweek gehoor, wat ons pastoor vir ons gepreek het, dat ons hom moet volg, broers en susters? En so wil ek hê ons moet ons Bybels oopmaak in Openbaring hoofstuk 1, en dis die laaste boek van die Bybel, en dit is so wonderlik, broers en susters, dit begin
met die openbaring van Jesus Christus. En in Openbaring, die boek van Openbaring is verdeel in 3 hoofstukke. Dis van Openbaring 1 tot 3 wat verduidelik oor die kerk en die kerkeeue, en dan van hoofstuk 4 tot 19 verduidelik vir ons wat aangaan met Israel as 'n volk, en dan van Openbaring 19 tot 22 is albei saam. Want ons weet dat die bruid van Christus na hoofstuk 3 vaar sy op, en dan baie goeders wat gebeur van Openbaring 4 tot 19 is nie tot betrekking tot ons nie, maar tot die volk Israel. Maar ons weet, broers en susters, dat jy weet dat ons in 'n sekere kerkeeu lewe, en ons gaan nie te in diepte in vandag of van vanaand se diens gaan nie, maar ek wil vir jou sê dat Openbaring, die boek van Openbaring is 'n wonderlike boek om te lees, maar dis in 'n tyd waar baie mense dit misverstaan, en omdat dit in simboliese vorms uitgebeeld word, dan kan mense, jy weet, dit verkeerd vat, en hulle het 'n verkeerde openbaring of 'n verstand van dit, dat hulle dit dalk sekere goeders skuif, dat dit nie die prentjie mooi maak nie. Want so weet ons dat God se woord soos 'n legkaart is, en as jy daai legkaart nie gaan mooi opbou nie, broers en susters, gaan jy daai bees of daai koei kry dat hy gaan gras vreet op die boonste tak van die boom, want jy het dit verkeerd bymekaar gesit. En so wil ons vra dat die Here ons asseblief sal help, dat ons weet om God se woord te volg. Want ons sien ewen in die begin, in die kerkeeu, kon ons gesien het hoe die apostels gegaan het in die leerstellings wat hulle gehad het, en die dinge wat hulle geleer het, in die beginsels van die Bybel, en om daardie kerk te sien, hoe sterk hulle was in die wonderwerke wat hulle gedoen het, en sodra die tweede ronde wat van apostels wat begin het, toe begin hulle al klaar wegbeweeg van God se woord af, en hulle het verder wegbeweeg, dan sien 'n mens die volgende kerkeeu, en die volgende kerkeeu, waar dit tot op so 'n stadium geraak het, waar die kerk lou warm is, broers en susters, waar daar nie meer krag in die kerk is nie, waar ons nie meer God se woord kan spreek en glo soos wat ons moet wees nie. En die probleem is, broers en susters, ons is 'n geesvervulde kerk. Jy weet, God het vir ons al die krag gegee, en ons weet, as ons kyk na daai Pinksterkerk, weet ons, broers en susters, dat hulle krag gehad het, hulle het gespreek in God se woord, en ons weet, ons lewe vandag in die laaste dae, ons lewe in die koms van die Here, as 'n mens sien die tekens, en alles wat, jy weet, om ons aangaan, en die dinge van die wêreld wat gebeur, weet ons lewe in die koms van die Here, so ons moet nog meer na God se woord kyk, en sien wat God vir ons uitgebeeld het, en wat in verskillende tipes en goeders wat hy vir ons wys, sodat ons dit vir onsself kan openbaar en kan sien waar ons staan, en as 'n individu, dat jy kan sien waar jy staan met God. Maar ons sien altyd daardie klein Pinksterkerkie is altyd in die minderheid. En ons praat nie van die denominasie Pinksterkerk nie, broers en susters. Ons praat van die Pinkster ondervinding. Daar's nie 'n organisasie nie, dis 'n ondervinding as 'n Pinkster. Maak nie saak in wat se kerk en goeters jy is nie, broers en susters. Jy kan Katoliek wees, Jood, Proseliet, Methodiste, Baptiste, maak nie saak nie. Die God se woord sê, wie ook al wil, laat hy kom. Jy weet, dit is 'n ondervinding met 'n individu wat God met jou handel, waar hy roep. En dit is so wonderlik wat hy sê, jy weet, wie ook al is, laat hy kom. Want jy weet, as hy dalk met op jou naam geroep het, jy weet, daar's baie Donald van Wyks. Jy weet, dan sou iemand anders dit dalk gekom het. Maar hy sê wie ook al, jy weet, en dit is so wonderlik, jy weet, dat hy ons geroep het. Dis almal kan kom, broers en susters, en jy kan kom vanaand en by die voete van Jesus Christus vanaand sit en weet dat God met jou hart kan praat. Maar ons wil ons eerste skriflesing begin, en ons gemeente gaan ons in hoofstuk 1 deurlees, en ons gaan 'n paar versies deurgaan en bietjie oor dit praat. Ons gaan dalk nie heeltemal klaar maak vanaand nie, ons gaan net 'n paar versies doen. Daar kan dalk 'n deel 2 wees van hierdie preek. Ons wil dit nie te lank maak nie, en ons wil dat julle dit geniet, broers en susters. Ons wil hê dat julle die woord van God geniet, en dat dit daar net so 'n warmte en liefde in julle harte sal uitspring, om God te dien met alles wat in julle is.
Maar God se woord sê in Openbaring vers 1 sê, die openbaring van Jesus Christus, wat God hom gegee het, om aan sy diensknegte te toon, wat gou moet gebeur, en hy wat deur 'n sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het, wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar, wat daarin geskryf is, want die tyd is naby. So kan ons sien nie, broers en susters, jy weet dat die tyd naby is, en so bevestig die God se woord vir ons, dat ons ons lewens na moet kyk en sien, jy weet dat jy elke steen moet omdraai en te sien, is ek reg met die Here? Is daar dalk iets wat daar buite is, wat ek dalk verkeerd gedoen het, verkeerd gesê het, wat jy dalk moet regmaak met jou broer of jou suster, of iemand wat jy dalk seer gemaak het, en dat jou lewe reg is met God se woord, sodat jy daai balans kan lewe vir God. Maar voor ons net verder gaan, laat ons net ons harte en ons hoofde buig voor ons almagtige Here Jesus Christus. O dierbare hemelse Vader, Here Jesus, ons het weer die wonderlike voorreg, Here, om na die troon van God te kom, Here, om liewe Vader, soos ons weet hoe U by die Olyfberg gesit het, by die tempel, en hoe die mense gekom het, en U het hulle geleer, Here. U het hulle geleer van God se woord, en U het dit uitgespreek in hulle harte aangeraak, Vader. En so wil ons net vanaand vra, Here Jesus, waar ons wil kyk na die openbaring van Jesus Christus, wie Jesus Christus regtig is, Here, sodat ons kan weet, wat se God aanbid ons, Here? Is dit 'n drie-enige God? Is dit een God? Of hoe is alles uitgebeeld, sodat ons kan verstaan vanaand, Here Jesus? Ons bid en vra, Here, dat U met ons sal werk, Here. Ek bid dat U my sal gebruik in die eenvoudigheid van preking, van die evangelie, Here, dat U my gedagtes sal gebruik, dat U my gedagtes sal salf, Here, dat U my mond sal gebruik om die woorde van lewe te spreek, Here. Liewe Vader, ons het U lief en ons is U kinders, Here. U sê waar 2 of 3 vergader in my naam sal ek wees. So ons nooi U uit vanaand, Here Jesus, om in ons midde te wees, dat U woord sal verkondig word, Here, en dat dit sal uitgaan waar ook al dit mag moet wees op die einde van die dag, Here, dat U kinders se harte net sal aangeraak word, dat kinders terug sal keer na U toe, na die waarheid toe, en dat hulle U sal dien in gees en waarheid, Vader. Here Jesus, ons het U lief, ons prys U en ons dien U, Here, en ons weet, Here Jesus, dat ewen soos wat ons onsself kom na U troon toe, is ons so onwaardig, maar ons kom met die bloed van Jesus Christus, en ons vra, Here, dat U ons sal was met daardie dierbare, wonderlike bloed, van kop tot tone, Here, en dat U ons sal reinig in U midde, Here Jesus, en dat ons vanaand van U af sal leer. Vir ons vra dit alles in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen en amen. Dankie broers en susters, ons is, so ons kan sien hierso in Openbaring, in die boek van Johannes, hierdie Johannes die goddelike, het geskryf aan die toekomstige geslag. Dit is gerig aan 7 engele van 7 verskillende tydperke van skriftelike eeue, en 'n eeu vanaf die dae van die apostels tot die koms van die Here. So hy het begin van die apostels tot die koms van die Here om vir ons te wys. En ons weet, jy weet, die eeue verskyn agtereenvolgens, elkeen vanaf die hemelvaart van ons Here tot sy koms. En elke kerkeeu word beskryf van sy geestelike toestand. So as 'n mens gaan lees in Openbaring 2 en 3 en 'n mens sien die verskillende kerkeeue, dan sal jy sien hoe elke kerkeeu homself aanskou as 'n skriftelike en geestelike wat dit van gepraat word. Soos die Gees dit praat en elke eeu homself aanskou. En elke eeu het die ware wynstok van Christus gedra, die wyse maag, en elke eeu het die ingeënte winkerstok gedra en die dwaase maag. Maar ons sien, soos wat die geskiedkundiges saamstem, jy weet dat Johannes geleef het, en Johannes het van sy laaste jare het hy in Efesus gewoon en daar gesterwe. En ons sien op die eiland Patmos toe het hy die boek van Openbaring geskryf. En dis nie 'n storie van sy lewe nie, maar dis 'n storie van Christus, broers en susters, van die toekomstige eeu. Dit was 'n profesie.
soos ons gelees het hierso in hoofstuk, in vers 3, sê salig is hy wat die woorde van die profesie lees. So ons sien dat hierdie is 'n profesie. Dis nie net 'n storie nie, dis nie 'n storie van sy eie lewe en van wat hy gesien het en gedoen het nie, maar dis van toekomstige dinge wat moet gebeur. En ons sien dat hierdie profetie uitsprake waar die Here sy verheffingsplegtig, en dit is die openbaring van Johannes van die goddelike nie, maar dis die openbaring van Christus die Here. Want ons sien hierso sê die openbaring van Jesus Christus wat God aan hom gegee het. So ons sien dat dit is die laaste boek van die Nuwe Testament, tog vertel dit die begin en die einde van die bedelling van die evangelie. En dit is so wonderlik, broers en susters. En ons sien dat die briewe aan die 7 kerkeeue geskryf is en is profesie en is toekomstige eeue. En Paulus, as jy die briewe van Paulus lees voor die boek van Openbaring, het jy gesien hy het geskryf van die lewe en heerlikheid van die 7 kerkeeue van teenwoordig van sy dag. Maar Johannes het geskryf van die lewe en heerlikheid van die 7 kerkeeue in die toekoms. Dat Johannes die 7 boodskappers toegespreek het direk vir alle Christene onder hierdie 7 verskillende engele. So ons sien in die eerste vers, spreek dit van homself, van die openbaring van Jesus Christus. Dan sien ons in die tweede vers, Johannes die goddelike, die skrywer, die diensknegt. Die derde vers sien ons die seëning is uitgespreek. 4de tot 6de vers, die saluut aan die kerk. Die 7de vers is die aankondiging, die 8ste vers, die hoogste godheid van Jesus Christus. En dan die 9 tot die 20ste vers is die Patmos visioen. So is dit opgedeel, hierdie hoofstuk en hierdie openbaring van Jesus Christus is opgedeel in daardie verskillende verse. Ons kan ook sien van vers 14 tot 15 is dit beskryf van die 7voudige heerlikheid van die persoon. En broers en susters, as jy eers kan sien hoe Christus die 7voudige persoonlikhede wat hy uitgebeel is en van sy heerlike opstanding, is dit so 'n mooi ding om te sien as die Here vir jou daai openbaring kan gee en dat jy kan sien hoe God homself uitbeeld. Maar ons sien dat die titel beskryf die karakter, die openbaring van Jesus Christus, soos in vers 1. So ons sien dat hierdie is die openbaring van Jesus Christus, die Seun van God. Nou die Griekse woord openbaring beteken apocalypse, wat die ontvouing beteken. En as jy daardie woord gaan kyk en wat dit beteken, dit is soos 'n beeldhouer wat 'n groot standbeeld gemaak het, en hy het 'n sluier oor daardie standbeeld geplaas, en dan gaan hy dan gaan hom oopskeer en hierdie sluier terug openbaar wat agter daardie sluier is, om te wys hoe daai standbeeld is. So dit is 'n ontbloting, broers en susters. So hierdie boek is nie net so seer die ontbloting van die persoon van Jesus Christus nie, tog spreek dit beslis van sy godheid en sy 7voudige persoon, en ook van die dinge wat hy is, en soos wat hy die priester en die koning ensovoorts is, maar dit is die openbaring van die toekoms van sy werke en sy werke in die 7 kerkeeue wat kom. Toe die Here op die aarde was, het sy disippels na hom toe gekom en gesê, Meester, sal u op hierdie tydstip vir ons die koninkryk terugbring na Israel? En Jesus het vir hulle gesê, dit is nie vir julle om die uur, is nie hierdie tyd die uur of die tyd te ken nie, en niemand sou weet nie. Selfs die Seun nog nie, hy het self nie geweet, die liggaam van Jesus Christus het self nie geweet wanneer die tyd sou wees nie. Maar na sy dood, begrafnis en opstanding en hemelvaart heerlikheid, het hy van God die toekoms van die kerk ontvang. Toe hy terugkeer om hierdie boodskap aan die kerk te bring, en hierdie boodskap van sy koms, het in sy toestand van die kerk van deur die eeue. Hy kon dit nie doen voor sy dood en begrafnis en opstanding nie, omdat hy dit nog nie geweet het nie. Maar as jy opgelet het hoe die skrif dit lees, dit sê, die openbaring van Jesus Christus in vers 1, wat God aan hom gegee het aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. So kan ons sien dat God aan Jesus geopenbaar het van die goeders wat gaan plaasvind. En vir ons wys, broers en susters, so en God het die engel gestuur na Johannes toe om hierdie dinge te kenne te gee wat hy was, wat hy is en wat sal wees.
En dit is so 'n pragtige uitbeelding daarvan. Maar ons weet dat daar is geen teoloog of Bybelgeleerde of historikus wat ooit kan sê dat die begin van die dae was in die dae van Martin Luther of aan die Wesley of John Wesley of die Katolieke eeu of die donker eeue. Dit het begin by Pinkster. Dit was die inhuldiging van die kerk, dit was die begin. So dis is gesprek met enige iemand staan by die poort van Pinkster en hulle kan nêrens anders dit sê nie. Net soos wat mense has dalk in die veld moet uitstuur na verskillende klomp gate toe. As jy die gate toemaak, sal hy terugkeer na die begin toe, broers en susters, waar hy ingekom het. En so moet ons ook terugkeer na die begin toe. Sodat ons kan sien, jy weet, dat wat die kerk wat ons oor praat in die kerkeeue en die Heilige Gees, dat ons kan terugkeer na die oorspronklike toe waar ons begin het. Dit moet daarin terugkom, want God is oneindig en hy is almagtig. En broers en susters, ek wil vir julle sê, jy weet, 'n mens moet terugkeer na die begin toe, en ewen as ons verskillende voorbeelde vat, soos byvoorbeeld Petrus, toe hy by Cornelius was in Handelinge 10, toe sê hy, jy weet, kan ons water verbied, sien dat hulle die Heilige Gees ontvang het, soos aan die begin het? Jy weet, soos toe hy met hulle gespreek het oor doping en oor die Heilige Gees, maar hier het hulle die Heilige Gees gekry, maar in die begin het hulle dit gekry in die naam van Jesus Christus, dat hy moes gedoop het. Jesus, toe hy op die aarde was en gespreek het, en iemand het vir hom gevra, is dit wettig vir ons om ons vroue te skei, of vir enige ander rede? En Jesus het vir die man gesê, jy weet, God het man gemaak en hy het vrou gemaak, maar Moses het vir hulle 'n skeibrief gegee. Maar dit was nie so van die begin af nie. So gaan terug na die begin. Daarom as ons die kerkeeue gaan oorpraat en ons terug gaan na die begin, elke stelling op sy sit wat enige mens gemaak het deur die eeu, dat ons kan sien wat het in die begin gebeur. En ewen as ons nou kan sien, ewen met die openbaring van Jesus Christus in die boek van Openbaring, dat ons by die begin kan begin en kan sien wat die waarheid is, broers en susters. Want ons kan sien, ewen in hierdie amptelike boek, hierdie boek in die Bybel is die enigste boek waar Christus sy seël op geplaas het. Dit begin met 'n seëning en dit eindig met 'n vloek. En geseënd is hy wat dit lees, soos wat ons gesien het in vers 3. Dis die enigste boek wat Christus geskryf het, selfs van die hele Bybel. Die 10 gebooie het hy met sy vinger geskryf, dis reg, ja, die Jode het daaraan vasgehou, en vandag is dit Openbaring. Ons moet kyk na Openbaring, en veral omdat mense dit nie kan raak sien en verstaan nie, moet ons ewen nog te veel meer dit probeer indelf in God se woord, om te sien wat gebeur in Openbaring. En broers en susters, die Satan, as daar enige boek is in die Bybel wat hy haat, is dit Openbaring. Daar's actually 2 wat hy nie baie van hou nie, is Openbaring en Genesis. Want Genesis vertel van sy begin, en Openbaring vertel hoe hy op die laaste dag gaan vernietig word, en gebind gaan word vir 1000 jaar, en die valse profeet en die dier en lewendig in die poel van die vuur gegooi word. So ons kan sien, broers en susters, hy is nie baie lief vir Genesis en vir Openbaring nie, want dit wys ons, waar het hy begin, waar gaan hy eindig, broers en susters, en ons kan die duiwel maar jammer kry, ons kan vir hom maar elke dag 'n koek vat, en ons kan hel toe gaan, en vir hom 'n paar kersies op sy koek gaan sit, en gaan uitblaas, en net vir hom herinner, dat hy 'n engel is wat gemaak is, dat hy 'n begin het, en hy het 'n einde, en ons is so dankbaar, broers en susters, dat ons het geen begin, en ons het geen einde nie, ons gaan ewig vir ewig, saam God wandel, en dit is een van die dae. Ons kan sê, maar hierdie vlees het 'n begin en 'n einde, waar jy met jou ma en jou pa, met hulle huwelik, waar hulle jou voortgebring het, op 'n sekere tyd, en jy was gebore, en jy gaan op 'n sekere tyd, gaan jy voor daardie doodsengel staan, en dan gaan jy huis toe gaan. Maar wat in jou binneste is, broers en susters, wat in jou siel is, wat ewig is, en wat God na kyk, en wat belangrik is vir God. Maar ons kan sien, hierdie boek van Openbaring is in baie simbole, en wat baie simbole daarin is, in die res van die boek van die Bybel.
En dit het meer simbole as al die boeke van 'n profesie. Dis 'n profetiese boek. Daarom moet dit deur 'n profetiese klas verstaan word. Hierdie boek is nie vir almal nie. Daar's niemand wat dit kan verstaan nie. Skars, hierdie boek is gemaak vir 'n sekere klas mense. In Deuteronomium sê dit vir ons, die verborgde dinge behoort aan die Here. Dis reg, hy openbaar aan ons, sy kinders, die verborgde dinge. So die vleeslike dinge kan nie die groot dinge verstaan van die skrif nie, want dis dwaas vir hulle. Maar aan diegene wat liefhebbers is vir die woord van God, aan wie die boek geskryf is, aan die kerk. Broers en susters, God het vir ons hierdie boek gegee, sodat ons dit kan verstaan. Want baie mense kan die Bybel lees, van Genesis tot Openbaring. 'n Ateïs kan hom lees, maak nie saak nie, hy kan, jy weet, deur elke skrif gaan, ewen die Bybel, die duiwel homself ken al die skrifte, hy ken dalk die skrifte beter as wat jy dit self ken, maar dit gaan hom nie openbaring gee om dit te verstaan, en vir hom lewe gee nie. Maar let op, hierdie is die volëinding van die skrifte, dis die volledige volëinding, en dis so geografies geplaas op die regte plek, aan die einde van die Bybel. Openbaring is die hele ding wat hier geplaas is, dis die seun wat dit lees, dis 'n seun, soos 'n blessing, 'n seun wat dit lees en dit hoor, maar 'n vloek vir die wat dit sal byvoeg en wegneem. Sorry broers en susters. So ons sien, dat dit 'n vloek sal plaas op 'n persoon, as hy enigiets bysit, of wegsit. Ons het gesien wat gebeur het in Genesis, toe die slang by God se woord bygesit het, en Eva dit geglo het, dat dit die hele wêreld in chaos veroorsaak. Ons sien in die middel van in die Bybel, in Matteus, waar die duiwel na die Here toe gekom het, en hy het hom versoek in die woestyn, en hy wil hê hy moet brode maak, maar God sê, 'n man sal met alle woorde van God lewe. Ons sal nie bysit of wegsit nie, en so sien ons ook in Openbaring 22, dat ons God se woord moet glo, en by dit staan, broers en susters. En wanneer enige man enigiets probeer wegneem daarvan, of enigiets daarby voeg, het God gesê, hy sal dieselfde deel uit die boek van die lewe neem. So broers en susters, baie mense word gebore, en hulle name word in die boek van lewe geplaas. So dit is so belangrik, dat God sê, hy sal jou naam van daai boek uithaal. Jy weet, en ons weet daar is 'n lamsboek van lewe ook, wat jou naam nooit kan gehaal word nie, maar dit is vir die gesalfde, dit is die uitverkorenes van God, want hulle weet, dat hulle moet volgens hierdie woord lewe, hulle moenie bysit nie, hulle moenie wegvat nie, hulle moet net lewe wat God vir hulle geplaas het. Maar ons sien dat, jy weet, in die laaste eeu, in die koms van die Here, jy weet, waar hierdie woord ons bedek, broers en susters, en hulle kon die vraag gevra het, jy weet, hoe het hulle gelewe in die Openbaring, en steeds kon hulle dit nie eers verstaan het, die apostels, jy weet, in sy volheid nie, want die geskiedenis wys ons van hierdie boek, en die konteks van hierdie boek, en wat gerig is in die 7 kerk, eeue in die Klein-Asia toe dit daar was, maar dit was gerig vir daardie 7 kerke, daar was meer kerke in daardie tyd, maar dit was gerig vir daardie 7 kerke op daardie dag. Maar elkeen van daardie kerke was betekenisvol, was 'n betekenisvol van die karakter trek in daardie kerk. Want dit sou volg wees deur die eeu, die karaktertrek van daardie kerk, soos van Ephesus, daar was 'n karaktertrek wat gehad het, of Smyrna, of Pergamus, of verder om Philadelphia. Van elkeen van daardie kerke het 'n spesifieke betekenis van 'n karaktertrek gehad, wat God gesien het, en hy het dit gewys vir ons in die toekomstige dinge, wat sal plaasvind in daardie kerk eeue. En ons kan sien, die geestelike toepassing van die skrifte, kan ons sê, jy weet dat dit was geïnspireerd. Jou einste optrede, die einste motief, die einste doelwitte van die mense, wel dit bewys dat die skrif geïnspireerd is, om te sien hoe goed God daardie goed toegepas het. Ons kan sien in sekere tipe waar God
sekere karakters in die Bybel gebruik het en dit het 'n sekere betekenis op ons lewe vandag. Ons kan sien soos Abraham wat Isak geoffer het, sy enigste seun. Dit was 'n tipe van God wat sy seun honderde jare later wat geoffer het. Ons het gesien hoe Josef verkoop was in die tronk deur sy broers, gehaat was, deur sy vader bemin is. Jesus is 'n tipe, hoe die Gees deur Josef gewerk het, 'n man, 'n eenvoudige man, wat die lewe van Christus getypeer het, was perfek. Ons sien hoe Dawid, die seun van Dawid, op dieselfde berg gesit het, toe Dawid verwerp is as 'n koning en opgegaan het op die heuwel Olyfberg, teruggekyk het en gehuil het, hoe hy verwerp was as 'n koning. 'n paar honderd jaar later het die seun van Dawid dieselfde heuwel geklim as 'n verwerpte koning en gehuil het oor Jerusalem. Die Gees is in 'n tipe en 'n vorm. So kan ons ook sien aan broers en susters dat julle die grootste Pinksterkerk in die laaste dag kan sien. Kan julle sien hoe God dit dan ingehuldig het by die Pinksterdag, dat daardie Gees behoort in die kerk te bly deur alle eeue. So daardie Pinksterkerk wat God die kerk begin het in Handelinge, moes deur die kerk gegaan het, daardie saad, maar hulle het begin wegbeweeg van God se woord uit. Maar ons moet op die begin bly, broers en susters. Ons moet terugkyk hoe hulle geleef het en wat hulle gedoen het, en ons moet dieselfde toepas. Maar ons kan sien deur die engel aan Johannes te kenne gegee het, ons weet nie wie die engel was nie. Die Bybel sê nie wie die engel was nie, maar ons weet dat dit 'n profeet was. Want die Bybel het later gesê, ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge getuig wat binnekort moet gebeur. Dan vind ons uit dat Johannes die engel begin aanbid het, later in die boek van Openbaring. Toe sê die engel vir hom, sorg dat julle dit nie doen nie. Openbaring 22. En hy het gesê, want ek is van die medewerkers en van die profete. So ons kan sien, daardie engel wat God gestuur het, is 'n profeet, maar ons weet nie wie hy is nie. Dit mag Elia gewees het, dit mag een van die ander profete gewees het. Johannes was 'n apostel, maar hierdie was 'n profeet wat ons gesien het, wat gestuur is. En Johannes as 'n apostel, kyk na die aard van die res van sy briewe, sien ons dat dit 'n bewys is dat Johannes nie hierdie boek geskryf het nie, want dit het geen natuur soos wat Johannes het nie. Neem 1 Johannes, 2 Johannes ensovoorts, lees dit en kyk na die aard daarvan, kyk na die aard hiervan. Johannes was 'n skrywer, hy was 'n apostel, maar dit is die gees van 'n profeet, dis 'n ander persoon, geheel en al. Dit was nie Johannes wat dit geskryf het nie, was nie Johannes se openbaring nie, dit was die God se openbaring van Jesus Christus aan sy kerke. Dit was nie aan Johannes gerig nie, dit was aan die kerk gerig, broers en susters. So ons kan sien dat Johannes was die pastore van die Efesiese kerk, maar hierdie boek was nie aan hom gerig nie, maar dit was aan die kerk gerig, wat vorentoe moes gegaan het. En as ons kan sien, as ons kan terugkyk, dit sal 2000 jaar van die apostels wat God gestuur het van die dag van Pinkster. Maar God is nog steeds dieselfde vandag en altyd. Hy weet nog steeds wat gaan môre gebeur, hy weet wat vandag gaan gebeur, hy weet wat gister gebeur het, hy is dieselfde, broers en susters, en ons is so dankbaar dat God homself vooruit beplan het, en dat hy vir ons daardie skrifte kon gegee het, sodat ons na dit kan kyk en weet, dat God die waarheid is, want hy weet wat môre vir ons gaan wag. Hy het dalk nie vir alles aan ons geopenbaar dat ons dit nou moet verstaan nie. Selfde soos wat die disciples en die apostels nie alles daardie tyd verstaan het nie, maar soos geskiedenis aangaan, dan kan ons sien wat die waarheid is, en dan kan ons altyd terugkeer na God se woord toe, om te weet dat God die waarheid gepraat het. Vers 3 sê, welgeluksalig is hy wat dit lees, en die wat die woorde van hierdie profesie hoor, en bewaar waar daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Watser tyd is op hande? Die tyd van hierdie dinge sal plaasvind, wanneer hierdie openbaring van Jesus Christus sal voltooi word in elke kerkeeu. Die rede waarom dit so geskryf is,
as hy so gesê het, hulle het na hom gesoek en dit was geopenbaar. Dit was nie aan Johannes geopenbaar sou gewees het nie, dat hy sou kom sodra daardie kerke daar klaar was nie. Dis hoe Johannes dit gedink het, maar as dit was, daardie kerke, sodra hulle klaar was, het hulle gekom, as hy geweet het, as dit hom so geopenbaar was, sou die 7 lang kerkeeue, wat duisende jare, of eintlik honderde jare, daar sou geen rede wees om te wag nie. Hulle sou nie hulle kerkeeue uitlewe nie. Daarom het God dit so gespreek, en dit vir hulle so geopenbaar. Dit was nie geopenbaar in Martin Luther of John Wesley of van die verskillende boodskappers deur die eeue nie, want die skrif het geweet. Dit word nie aan die Baptis geopenbaar of die Pinksters of wie ook al die skrif in daardie tyd nie, want dit was vir 'n ander eeu, dit was vir 'n ander tyd, en God openbaar sy dinge net in sy seisoen. So die tye op hande is tye wat nie op hande voorheen nie, en die wysheid en ekonomie van God kon hierdie magtige openbaring nie voortkom nie. Dis kan ons dadelik 'n beginsel leer. Die openbaring van God vir elke eeu kan net in daardie eeu op 'n spesifieke tyd plaasvind. Ons kan sien deur geskiedenis van Israel in die Ou Testament, die openbaring van God aan Moses het gekom op 'n spesifieke tyd in geskiedenis. Dit was selfs meer spesifiek toe gekom toe die mense begin uitroep het. Want ons weet dat God vir Abraham gesê het dat jou nasie sal in 'n vreemde land vir 400 jaar wees. So dit moes oor 'n sekere tydperk gegaan het, en toe het God vir Moses gestuur op 'n spesifieke tyd om sy woord te vervul. Maar hy kon nie voor die tyd gekom het nie, broers en susters. So het Jesus selfs ook op die volheid van tyd gekom. Hy het die volledige openbaring van God gebring. En so selfs, as jy hoofstuk 2 en 3 openbaring lees, en van die kerkeeue, en ons kan sien in hierdie Laodicea openbaring van God op die regte tyd moes gekom het. Dit sal nie huiwer nie, dit sal nie ontydig nie wees nie. Dink net daaraan, let op, want ons weet, ons is in die eindtyd, want dit is in die laaste eeu wat ons lewe. En nou as ons verder lees in Openbaring vers 4 tot 6, sê dit, Johannes aan die 7 gemeentes in Asië, genade vir julle en vrede van hom wat is, wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getrou getuie, die eerste geborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Aan hom wat lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. So ons kan sien hier Asië, hierdie klein Asië, dit was 'n klein stukkie land, omtrent die grootte van Indiana, of kom ons sê dalk, self vergelyking in Suid-Afrika, dalk miskien soos Vrystaat of KwaZulu-Natal. Jy weet, dit was 'n stukkie klein land. En daardie 7 kerkeeue was spesifiek gekies uit al die ander karakters, waarvan dieselfde karaktertrekker gevind sou word vir die agtereenvolgende eeue wat later sou plaasvind. En ons sien hierdie geeste wat voor die troon is die gees wat elke van die 7 boodskappers, wat hulle bedienings vir die eeue waarin hulle lewe is, sal gee. Maar ons kan ook sien die verskillende uittrekkings van Jesus Christus, waar ons sien hy wat is, hy wat was, hy wat kom, die getroue getuie, die eerste geborene van die dode, en die prins van die konings van die wêreld, die Alfa en die Omega, die Almagtige, wat ons sien al hierdie verskillende titels, die beskrywings van die een en dieselfde persoon, wie die Here Jesus Christus is, wie ons gewas het van ons sondes en met sy eie bloed, broers en susters. So ons kan sien, hierso van vers 4 tot 6, die insig, wat ons kan sien, is alles dieselfde, is aan hy wat was, wat is, wat moet kom. Wat probeer voor die kerk te plaas, is sy godheid. Vandag probeer mense, jy weet, God net 'n profeet maak, maar hy is meer as 'n profeet. Jesus is meer as 'n profeet. Jy weet, party mense probeer God in 3 maak,
En hy is nie 3 gode nie. Hy is nie een God hy is een God wat in 3 ampte gelewe het. 3 manifestasies van dieselfde God. Onthou hierdie Openbaring, wie ook al daar hoor en nie die woorde van hierdie boek bewaar nie, sy deel sal wel weggeneem word uit die boek van die lewe. Jesus is geopenbaar homself nie as 3 gode nie, maar as een God en 3 ampte. So hierdie groot skering was veroorsaak in die Nicene Raad, honderde jare terug, of so 300 jaar na Christus, na sy apostels, het ons gesien wat hulle gedoen het, en ons kan dit sien wat in hierdie laaste dae ook gebeur. Net soos in die Pre-Nicene Raad, wat waar die kerke bymekaar gekom het, en saam gestem het, en waar hulle daardie openbaring van die 3 enige God aanvaar het, en waar hulle wegbeweeg het van Jesus Christus af. En ons sien dat hierdie openbaring in die boek van Openbaring, dit is die hele kanon van skrifte wat vir ons hier bewys die mag van Christus en die seël daarop. As iemand dit wegneem of byvoeg, is dieselfde as hy sy naam van die boek van die lewe weggeneem word. En so moet ons dit benader, broers en susters, en ons moet nie selfsugtig wees nie. Ons moet dit nader met 'n oop hart en met 'n oop gemoed, dat die Here dit vir ons kan wys, wie Jesus Christus regtig is. Is hy 3, is hy 1, of hoe werk sy manifestasies van sy verskillende titels, dat hy 3 ampte is. Maar ons kan sien nou, by hierdie Nicene Raad het hulle 2 groot besluite gemaak, waar hulle 2 verskillende takke uitgegaan het, en hulle het die 3 enige Trinitarian standpunt gevat, en die eenheid God. Maar ons sien die eenheidsman wat verkeerd van dit was, jy weet, waar al 2 takke uitgegaan het, maar daar is 'n balans tussen dit. Die openbaring van die waarheid is tussen dit, broers en susters. Want as 'n mens sê God is net een, hoe kan God sy eie vader gewees het? En ook nie hoe het hy sy vader, as hy buite die Heilige Gees wat die skrif gaan praat het, was hy 'n buite-egtelike kind. Die Heilige Gees het hom verwek, en hy het gesê, God was sy vader. So is daar nou 2 paas. Matteus 1:18 sê die Heilige Gees en God moet dieselfde persoon wees, of hy 2 paas gehad. So ons moet verstaan wat is die openbaring van Jesus Christus. Want ewen waar die skrif sê, Emmanuel het hom genoem, dit was God met ons. Hy het beweer, toe hy op die aarde was, dat hy een was saam met sy vader. So ons weet dat hier word hy gemanifesteer as 'n 3voudige amp van sy wese. Hy wat was, hy wat is, hy wat sal kom, die Almagtige. Nou daar's geen 3 gode daar nie, daar's een God. Maar ons sien in daardie tyd waar die Nicene Raad, toe hulle in daai tyd gelewe met die Romeinse wêreld wat in beheer was daar baie afgode wat hulle aanbid het. En hulle het gebid na dooie voorvaders toe. En dis hoekom jy vandag in sekere denominasies sien, waar sekere kerke na saint soveel heilige hierdie en daai plaasvind. Maar broers en susters, dis nie skriftuurlik nie. Daar's net een middelaar tussen God en die mens, en dit is die man, Jesus Christus. Maar ons sien dat, jy weet, dat hierdie Trinitarianse God, wat hulle sê, daar was Jupiter en Mars en Venus, wat hulle daai tyd gehad het, en toe plaas hulle die Vader, Seun en Heilige Gees, wat hulle daardie name vervang het. En dit was nie reg nie. Sit dit alles op een God. So hulle het dit verkeerd verdeel. Hulle het hierdie 3voudige amp van God gemaak, om 3 verskillende gode te maak. Maar broers en susters, God is van A tot Z. Hy is die Almagtige. As jy die openbaring van God aanvaar, en as God dit vir jou wys, hy is die een wat sê, ek is wat ek was, hy wat is, en hy wat moet kom, die Almagtige. Hy is die Alfa en Omega, hy is die lelie van die dale, hy is die roos van Sharon, hy is die Vader, hy is die Seun, die Heilige Gees, hy is die een wat was en wat is en sal kom, hy is die wortel en nageslag van Dawid, hy is God. In 1 Timoteus 3 vers 16 sê, sonder weerspreking, groot is die verborgenheid van die godsaligheid,
wat God geopenbaar in vlees, want God is geopenbaar in vlees, gesien deur engele, geglo in die wêreld en opgeneem in heerlikheid. So ons kan sien, dis nie 'n derde persoon nie, dis nie net 'n profeet nie, maar dis God homself wat gemanifesteer was in vlees en wat opgeneem was in heerlikheid, broers en susters. Ons kan sien in die Ou Testament met die 4 kolom met Jehovah wat bokant Israel gehang het en dit was God. Dat daardie engel van verbond het van die berg afgekom, die hele berg het aan die brand geslat. Daardie vuur het die berg laat, jy weet, waar Moses die 10 gebooie geskryf het, en dit was die vaderskap van God, vir sy kinders, vir sy uitverkorenes, vir die Jode. Toe daardie God homself gemanifesteer het in 'n maaglike liggaam wat hy geskep het in die skoot van Maria, en hy het gelewe in getabernakel en sy tent was uitgestrek onder die mense, daardie selfde God het vlees geword, wat op daardie berg was met Moses se tyd. So, die Bybel het so gesê, God was in Christus, die liggaam van Jesus, is die volheid van God liggaamlik gewoon. En ons kan hom nie 3 mense maak, die broers en susters, en ons moet hom ook nie doop in 3 name nie. Daar's net een God. Een God, dis dieselfde God wat vlees geword het. Dit wat God bo ons, dis God saam met ons en is God in ons. Dis nie 3 verskillende gode nie, dis nie 3 verskillende persone nie, maar dis dieselfde God. Hy het gesê, ek het van God gekom en ek gaan terug na God toe. Nadat hy van die aarde verdwyn het, deur sy dood, sy begrafnis, sy opstanding, sy hemelvaart, het hy vir Paulus ontmoet op die pad na Damaskus toe. En daardie tyd was sy naam nog Saul genoem. En 'n stem het vir hom gesê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy het gesê, wie is u? Hy het gesê, ek is Jesus. En hy was 'n vuurkolom, daardie lig wat sy oë van hierdie apostel verblind het. Want ons weet dat Paul of Saul daardie tyd, hy het die Christene gaan wou hy in die tronk gegooi het en hy het briewe gekry om dit te doen. So hy het met die Fariseërs of die Sadduseërs van daardie tyd, het hy toestemming gekry om die Christene te agtervolg het. En op daardie pad het daardie lig, daai vuurkolom na hom toe gekom en dit het hom blind gemaak of verblind. En toe vra hy, maar wie is dit? En wat dit teruggekom het, dit was Jesus. Is dieselfde Jesus wat teruggedraai het van God die Vader en wat vir hom gesê het, ek is die Almagtige, dieselfde vorm wat hy vroeër was in vlees geword het weer teruggekeer in daardie vorm, in daardie lig, daardie vuurkolom. En so baie mense doop dalk in die naam van Jesus, net Jesus. Maar jy kan dit ook nie doen nie, want daar's baie mense in die wêreld wat Jesus genoem word. Maar daar is net een Jesus Christus, wat soos Handelinge 2 vers 38 vir ons sê, dat ons moet doop in die naam van Jesus Christus, en nie net in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees nie. Want ons weet, die Vader, Seun en Heilige Gees is net titels, dis nie 'n naam nie. Daar's baie vaders hierso vandag, of daar's baie seuns hier vandag, en die Heilige Gees, baie mense het geeste in hulle. Maar daar's net een naam, en dis die naam van Jesus Christus. Dis nie 'n titel nie. Ons kan sien Vader, Seun, Heilige Gees, Rose of Sharon, al daardie is titels, maar daar's net een naam, en dis die naam van Jesus Christus. En die apostoliese kerk het gedoop in die begin in die naam van Jesus Christus. En as ons die Bybel deurlees, broers en susters, sal ons geen ander plek sien waar enige iemand anders te gedoop is in die naam van Jesus Christus, in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees nie, want dit was eers na die tyd in die Nicene-raad, wat dit na 300 jaar, dit 'n geloofsbelydenis aangeneem het, om te doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Dit was nie deur die disippels of die apostels gedoen nie, want hulle is gedoop in die naam van Jesus Christus, want hulle het geweet wat die openbaring van Jesus Christus is. Hulle het geweet wat sy God hulle aanbid. Dit was nie net titels wat hulle nou aangenaam het nie, of gepraat het nie, maar
Hulle het geweet wie Jesus Christus is. Maar die skrif sê, wat sê hierso, ek is wat was, hy wat is en sal kom, die Almagtige. Dis die drievoudige wese wat hy op die aarde was. Toe hy op die aarde was hy 'n profeet. Hy is in die hemel, is hy vandag ons priester. En wanneer hy weer kom op die aarde, gaan hy ons koning wees. 'n Profeet, 'n priester en 'n koning. Hy wat was, wat is en sal kom. Hy wat was Jesus, die profeet. En hy is ons priester, die geestelike offerhandes. Hy is ons middelaar, wanneer ons swakhede kan ons uitroep na hom toe vandag, broers en susters, omdat hy dieselfde gister, vandag en altyd is, kan hy nog steeds die gevoelens voel wat jy voel wanneer jy deur moeilike goeters gaan, wanneer jy swak is en jy het nie geloof nie, en jy weet nie waar die volgende bord kos vandaan gekom, en jy het nie dalk 'n plek of 'n dak oor jou kop nie. Hy weet hoe jy voel, en so kan jy vanaand nog steeds uitroep na hom in jou swakhede, want om te weet, hy is jou hoëpriester, en hy is jou koning, en hy was die profeet, broers en susters, hy was die getroue getuie, hy was daardie profeet. Ons kan sien in Openbaring 15 vers 13 sê dit vir ons, en hulle het die lied gesing van Moses, die diensknegt van God, en die lied van die lam, en gesê, groot en wonderlik is u werke, Here God almagtige, regverdig en waaragtig is u weë, o koning van die heiliges. So op die aarde was hy 'n profeet. Hy het vir die mense gesê, en hy het hulle gedagtes gelees, hy kon geprofeteer het, en hy het gesê wat gebeur het, en die skrif sê ook geseënd sy naam van die Here. Hoe het hulle hom gemis? Omdat hulle na iets anders te gesoek het. Hy het die teken van die Messias gewys en gedoen, en hulle wou dit nie gehoor het nie, en hy was daardie profeet. Moses het gesê, die Here jou God sal 'n profeet soos ek oprig. Dit sal gebeur, as hulle nie hierdie profeet wil hoor nie, dat hulle hom sal afgesny sal word van onder die mense. So ons kan sien dat die Here Jesus het daardie woord gemanifesteer, dat hy daardie profeet was vir daardie dag. En ons kan sien ook wat Johannes die eerste hoofstuk sê, dat in die begin was die woord was by God, en die woord was God, en die woord, weet ons, het vlees geword, broers en susters, maar daardie ware en getroue getuie van God, met sy ewige woord, hy was die woord, God was sy woord, en ons weet, hy was daardie profeet, en hy kon niks doen by homself nie, behalwe wat die Vader vir hom gewys het wat om te doen. So hy het gedoen, hy het die werke gedoen van die Vader, so hy het al hierdie titels gehad as Jehovah, Jireh, Rapha, Manasseh, hy het baie. Hy het die 7 saamgestelde verlossingsname. Hy het al hierdie titels, Rose van Sharon, Lily van Dale, die Morgenster, die Vader, Seun en Heilige Gees. Maar hy het net een menslike naam gehad, en dit was die Here Jesus Christus. En ons weet, toe sy moeder hom na die tempel toe gevat het, en toe hy besny was, het hulle hom Jesus genoem, want hy was gebore die Christus. Net soos wat as ek gebore was vandag, is ek in die familie van Wyk gebore, maar 'n paar dae sal hulle my die naam Donald gegee het. En so was Jesus Christus, hy was gebore die Christus, en 8 dae later het die Heilige Gees sy die naam gegee, wat Jesus genoem was. En so kan ons sien dat Christus gebore was, hy is die verlosser, en 8 dae daarna was hy die naam van Jesus gegee, en ons weet, hy was die Here van die heerlikheid wat hy gemanifesteer was. Hy is daardie Christus, broers en susters. En ons kan sien as die profeet was hy daardie getroue getuienis van die woord. Ons kan sien as die priester met sy eie bloed voor God wat hy betaal het. En ons kan sien hy is die koning van die heiliges. Want ons weet op hierdie wêreld is daar baie konings, maar hy is die koning van die heiliges. En ons sien dat ons ook anders te optree, want ons is nie van hierdie koninkrykie, broers en susters. Dis hoekom ons dit so belangrik is, dat jy anders te optree, en dat jy as 'n heilige moet lewe, want God is in jou hart, en as jy deel is van daardie koninkryk, dan is jy 'n ambassadeur van daardie koninkryk, en daar's 'n manier hoe jy moet lewe.
Jy kan nie net gaan en doen wat jy wil in sonde lewe met een voet in die wêreld en dan een voet in die koninkryk van God nie. Nee, dit gaan nie so werk nie. Die vrouens moet lang hare hê, hulle moet nie make-up opsit nie, hulle moet lang rokke dra, nie kort broeke en goeters nie, hulle moet hulle self mooi teebeeld vir die wêreld om te wys dat dit 'n dogter van God is. 'n Man moenie vloek en rook en lieg en steel en agter vrouens aan hardloop nie. Nee, hy moet heilig wees op 'n heilige plek. Hy moet heilig optree, broers en susters, want ons is van 'n ander koninkryk en ons koning is in ons. Die woord heilig beteken geheiligdes. En wanneer 'n persoon geheilig is, beweeg Christus, die Heilige Gees, in sy hart en word koning oor hulle. Hoe mooi is dit, broers en susters? Dit moet 'n mens so opgewonde om te maak, dat God, die heilige God, die koning van konings, bly in jou hart. En wanneer hy jou in jou hart is jy geheilig. Jy's 'n heilige voorwerp van God. En dan kan jy luister na God en jy kan beweeg en loop waar hy wil hê jy moet loop. Jy moet doen wat hy wil hê jy moet doen. Want ons weet dat al hierdie koninkryke van die wêreld sal geskit word en afgebreek word. Jy weet waar dit dalk deur atoomkrag gaan gebeur een van die dae, maar ons weet dat hierdie koninkryk wat ons ontvang het, dit kan nie gebreek word of beweeg word nie, broers en susters, want dit is 'n heilige koninkryk waar ons Here Jesus Christus die koning is. Maar ons kan sien hier verskillende simbole van Christus in die Bybel en op die aarde, broers en susters. En ons weet dat Jesus die profeet was, hy was die goddelike interpreteerder van God se woord. Dit was geskryf, dit was die goddelike gees wat in God in hom was. En ons weet dat hy die profeet in die Ou Testament was dit ook waar dit God genoem was. En Jesus het vir hulle gesê, as hulle my as hulle gode genoem is, hoe kan hulle sê dat waar het geskryf is dat hy sê dat hy die seun van God was? Jy weet, so hulle wou nie geluister dat hy die seun van God was nie, broers en susters, maar so weet ons, jy weet waar onder julle wat geestelik is, waar 'n profeet 'n interpreteerder is, weet ons waar onder hulle geestelik is of 'n profeet sal ek die Here met hom praat. En as wat ek sê gebeur, luister na hom, want ek is met hom. Maar as dit nie gebeur nie, moet dan nie na hom luister nie. Ek het hom nie gestuur nie. So sien ons dat wanneer 'n profeet praat en dit gebeur, dan weet ons dat God met hom is, broers en susters. Dis hoe ons weet dat daardie goddelike interpretasie met God se woord saam met die laaste openbaring aan die kerk saamgaan, want ons weet dat daardie interpretasie van God se woord sal tot vervulling kom, want God is die almagtigste. Hy was op die aarde was hy 'n profeet en hy was 'n arend. En ons weet dat 'n profeet word aanskou as 'n arend. En 'n arend is hierdie sterkste voël, is hierdie magtige voël. As hy sy vlerke moet oopmaak, is dit omtrent 14 voet van punt tot punt. En hy kan so hoog vlieg, broers en susters, en hy kan so goed sien, dat ewen ander voëls, as hulle moet najaag, sal hulle disintegreer. Want hierdie arend kan so hoog gaan, en hy kan so ver sien. En dis hoekom God sy profete identifiseer as arende, want hy gaan so hoog, en hy kan so ver sien. En ons sien dat Christus op aarde was hy die arend, en toe hy gesterf het as die priester, was hy die lam gemaak. En as hy terugkom, as hy weerkom as koning, sal hy die leeu wees. So kan ons sien, broers en susters, hy was die arend, hy was die lam, hy was die leeu, hy was die Vader, die Seun, die Heilige Gees, die profeet, die priester, die koning, hy wat was, wat is en sal kom, die almagtige, die Alfa en Omega, die begin tot die einde. Hy is die ewige God, broers en susters. En ons kan net die openbaring sien hoe hy homself uitbeeld. Dat ons kan sien waar hy op Pinkster, op daardie dag, as hy 4 kolom wat afgekom het, en hy het homself opgedeel in sy verskillende kinders op daardie dag op daardie dag toe hulle die Heilige Gees ontvang het. En so moet ons ook daardie Gees wat die Here vir ons gegee het, moet ons uitgaan, en ons moet die woorde van God deel en versprei, en vir die mense wys wie God is,
en dat ons wil ek kan wys, wat is die regte openbaring van God, dat God van daardie, voor die grondlegging van die aarde, daardie gees, en toe hy gekom het in daai vuurkolom, en hoe hy deur beweeg het, en vlees geword het, en dan met die Heilige Gees in sy kinders gegaan het. En ons sien dat daardie Heilige Gees is oor alles, en in alles, en deur alles. Die Heilige Gees het die reg om enige plek te beweeg waar hy wil, op enige iemand wat hy wil. Jy hoef nie te neem wat een of ander priester of bishop of iemand wat sê nie, wat enige priester sê nie. God is die hoëpriester, hy is die profeet, hy is die priester, hy is die koning, en hy is beheer van jou broers en susters, en hy sal jou beweeg, waar ook al jy mag gaan. En net voor ek wil sluit, wil ek net vers 5 lees, het sê, Jesus Christus die getroue getuie, die eerste geborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. En net so voor ek wil sluit, wil ek sê, jy weet die woord gewas, in die Grieks word dit beteken om los te maak. Hy het ons losgemaak van ons sondes, broers en susters. Hy het ons, waar ons verbind was op hierdie aarde met ons sonde, en ons kon nie hoor, ons kon nie sien nie, ons het geen hemel of niks gehad nie, maar God het afgekom in hy vlees en vir ons gesterwe, en met sy bloed het hy maar toe met sy bloed afgekom, en die lyn gesny, en ons losgemaak, sodat ons kan los wees. En net so voor ek sluit, wil ek vir jou 'n klein storie vertel, van 'n boer wat 'n kraai gevang het, broers en susters, en wat hy met hierdie kraai gedoen het, en hy het hom vasgemaak met 'n stukkie tou om een van sy voete, en hy het vir hom nie baie kos gegee nie, en hy het hom daar gelos, en hoe daardie voël geskree het, want jy weet, hy wou gevlieg het, hy wou kos gehad het, maar daardie arme klein kraai het daar gesit, en daarom daai stukkie area wat hy was, kon hy net daar rond gespring het, hy kon nie vreeslik baie gedoen het nie. Maar ek wil vir jou sê, broers en susters, daar het 'n goeie man gekom, en hom losgemaak, en gesien dat hierdie kraai, jy weet, so sukkel, en was so hartseer en gebroke, dat hy nie sy volle potensiaal kon bereik het nie, en hy het immer simpatie gehad met hierdie klein kraai, en hy het hom losgemaak, sodat hy kan vlieg. Maar die probleem is, broers en susters, God het ons losgemaak van ons sonde, maar ons is al so gewoond en so lank, waar die duiwel vir ons lieg, dat ons dink ons is vasgemaak aan hierdie dinge van die wêreld, en waar ons nog in die omstandighede is wat ons vasgemaak is, maar ons is eintlik lankal losgemaak, broers en susters. God, die man Christus, het sy bloed gegee, dat ons kan vry wees, ons kan vlieg, ons kan vlieg daar buite, en ons kan hom dien, loof en prys. Ons is nie meer vasgevange aan die wêreld en die dinge van die wêreld nie, want ons weet, as ons aan die dinge van die wêreld vasgehou is, dan is die liefde van God nie eens in ons nie, broers en susters. Ons is losgemaak, God het vir ons daai vryheid gegee, ons is nie meer gebinde aan sonde nie, sonde is ongeloof. En hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel, en dis wat sonde is ongeloof, maar God het ons vrygemaak van sonde, van ongeloof, broers en susters. Ons kan die Here dien met 'n oop hart, met 'n volle geloof. Ons kan die openbaring van Christus kan ons ontvang om te sien wie hy is, wat hy was, wat hy gedoen het, dat hy die lam, die arend, die leeu is, dat hy die hoëpriester is, dat hy die profeet is, dat hy die koning is, en dat hy die koning van ons is, broers en susters. Hy is die een God, hy is nie net drie enige God nie, hy is nie net een God nie, maar is een God wat in drie ampte gemanifesteer is, broers en susters. En ons kan sien, hy is die A tot die Z. Ons kan hom enigiets vra, hy sal dit vir ons gee, want hy is ons God. En ons kan sien dat hy, jy weet, een van die dae vir ons terug gaan kom, dat hy ons gaan kom haal, maar ons moet net glo en vertrou, en ons moet net aan sy woord, die openbaring wat hy vir ons gegee het, moet ons in lewe, vir die kerkeeue, vir daai spesifieke tyd, wat hy vir ons nou hierdie manifestasie van sy woord gaan gee, moet ons glo en volg en lewe, sodat ons weet, dat hy dieselfde gister, vandag en altyd is.
maar ons gaan hierso sluit en dan sal ons op 'n volgende keer, as dit die Here se wil is, en dan sal ons verder aangaan van hoofstuk 1 van vers 7 af, waar ons sal sien waar hy gaan kom in die wolke en elke oog sal hom sien en hulle wat hom deurgesteek het en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ons sal dit sien en ons sal verder gaan, maar ons gaan eers hierso eindig, broers en susters, en ons glo en vertrou die Here sal dit vir jou openbaar, jou hart sag maak en dat ons met 'n oop gemoed nederig voor sy aangesig sal kom in sy teenwoordigheid, voor sy troon, waar hy vir ons hierdie wonderlike openbaring gegee het, in die boek van Openbaring, van homself, wat God aan hom gegee het, en hy het vir ons sy engel gestuur, wat dit aan Johannes geopenbaar het, of te kenne gegee het, en so kan ons dit ontvang vandag, en in hierdie uur wat ons lewe, broers en susters, dat hy dieselfde gister, vandag, en altyd is, en dat hy nie 'n drie-enige God is nie, maar dat hy die almagtige God is, wat in vlees gekom het, en vir ons gesterf het. Kom ons sluit net ons oog vir 'n oomblik. O dierbare Hemelse Vader, Here Jesus, ons wil dankie sê vir u genade en u liefde, Here. Dankie dat u ons gewas het met u eie bloed, Here. Dat u in vlees gekom het en u self gemanifesteer het in hierdie dag en uur, waar u vir ons gelewe het, Vader, en u het op die kruis gehang vir ons, Vader. U het u self uitgebeeld in die verskillende ampte, Here, as 'n Vader, as 'n Seun, as die Heilige Gees wat u uitgestort het op u kinders, Here Jesus. En so bid ons en vra ons, Here Jesus, dat u ons harte net sal sag maak, sodat ons nederig voor u aangesig sal kom, Here, en dat u self sal manifesteer aan ons, sodat ons weet wie is die God wat ons aanbid, dat hy die naam van Jesus Christus is, en dat hy dieselfde is vandag en altyd, en dat hy nog steeds vandag lewe. En liewe Vader, soos ons die storie vertel het van die kraai, hoe daardie man hom vasgemaak het, hoe daai duiwel ons probeer vasgemaak het aan die dinge van die wêreld en die sonde van die wêreld, maar u het gekom en op die kruis gehang en ons vrygemaak, sodat ons weer ons vlerke kan oopmaak en dat ons kan vlieg in die hoogte, en dat ons ook ewen soos 'n arend so hoog kan vlieg, Here Jesus, en dat ons alles kan sien, al die seëninge wat u vir ons uitgestort het, wat ons kan aanvaar, kan glo vandag, Here, en ons het net daardie bietjie geloof nodig om dit te laat beweeg. Help ons, Vader, u ken die kinders, Here, ons bid en vra dat hierdie boodskap hulle sal aanraak en net 'n bietjie meer u self aan hulle sal openbaar, Here, as hulle dit dalk nooit so gesien het nie, of net in 'n verskillende manier gesien het, Here, vra ons, Here, dat u hulle sal help, Here. Ons is hier om hulle te help, ons is hier om die woord te verkondig, die evangelie te verkondig, om die goedheid en die genade en die vreugde en die liefde, die blydskap van Jesus Christus te verkondig. So vra ons, Here Jesus, dat u kinders sal seën, waar ook hulle mag wees, waar ook al hierdie boodskapie sal uitgaan, dat u kinders aangeraak sal word en altyd nader aan u sal kom. Dankie, Vader, ons is lief u, ons prys u en ons dien u. Gaan asseblief saam met ons met die res van die week, vir ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Dankie broers en susters, ek groet julle in die naam van Jesus Christus. Wees geseën, ek glo en vertrou julle sal 'n lekker week verder hê, tot 'n volgende keer in Jesus Christus se naam. Amen.